Ons toetrede lied, gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Toetrede lied is gesang 159, vers 1 en 3. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 201, vers 1, 2 en 3. Amen.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 599, vers 2 en 3, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie,
Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Gesang 528 vers 1, 2 en 3. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou en die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons uit die boek Josua, hoofstuk 11, vers 16 tot 23. En uit die Nuwe Testament uit die Evangelie volgens Matteus, hoofstuk 4, vanaf vers 8 tot 11. Josua het die hele land ingeneem, die bergland, die hele Suidland, die hele Gosen gebied, die Laagveld, die Jordaanvallei en die Israelberge met hulle uitlopers. Die gebied het gestrek van Kaalberg af, wat na Seir toe oploop, tot by Baal-Gad, in die Libanon-vallei, onderkant Hermonberg. Josua het al die konings in die gebied verslaan en doodgemaak. Hy moes lank teen hulle oorlog voer. Behalwe die Jewiete in Gibeon, het nie een stad
met die Israeliete vrede gemaak nie. Die Israeliete het hulle almal in gevegte verower. Dit was die Here wat hulle in verset laat kom het, sodat hulle teen Israel geveg het. Hulle moes sonder genade uitgeroei word, uitgewis word, soos die Here vir Moses beveel het. In die tyd het Joshua ook die Enakiete in die berge, in Hebron, Deber en Anab, in al die Juda berge en in al die Israel berge uitgeroei. Hy het hulle saam met hulle stede uitgeroei. Daar het geen Enakiete in die gebied van die Israeliete oorgebly nie. Net in Gaza, Gat en Asdod was daar Enakiete oor. Joshua het die hele land ingeneem, soos die Here vir Moses beveel het, en toe die land as besitting aan Israel gegee, vir elke stam 'n deel. Die land kon toe rus van oorlog. Toe neem die duiwel, Jesus Christus, na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom: dit alles sal ek vir u gee, as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom: gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna die duiwel hom met rus gelaat, en daar het engele gekom en hom versorg. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Verlos ons van onsself. Verlos ons van enige iets
wat ons laat wegkyk van U en U koninkryk. En laat ons vreugde daarin vind, dat ons U eiendom is, want aan U, Here ons God, behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid, van ewig voor ons bestaan, en vir ewig, nadat alles hier tot niet gegaan het. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 505, die eerste, derde en vierde strofe. U gaan voor, ons volg in U spoor. Ons word vry van sondebande, van verslawing, skuld en skande. U is in beheer, ons verlosser, die Here. Hier aan die begin van 'n nuwe jaar gesels mense graag oor al die planne wat hulle het vir die jaar wat voor lê. So hoe gesels mense van hulle nuwejaarsvoorneme waarvan ons tradisioneel weet gewoonlik na die eerste week niks van kom nie. Ons vertel vir mekaar van die vakansies of die reise wat ons beplan, die besigheidstransaksies wat voor ons lê, en so gesels ons eintlik maar met 'n bietjie optimisme dat in hierdie jaar sal alles tog beter gaan as verlede jaar.
So is ons besig om ons planne te maak. Die vraag vanoggend is naamlik: wat is God se planne vir die nuwe jaar wat voorlê? Blaai 'n mens deur die geskiedenis van die Bybel, dan sien 'n mens hoe God besig is met sy planne en sy planne wat hy voortdurend maak rondom sy volk Israel. En dan merk 'n mens op dat God baie keer sekere goed laat gebeur wat ons mense al van Israel se tyd af nooit ingesien het dat dit God se plan is wat eintlik besig is om werklikheid te word nie, want niemand het dit gesê nie. God self het nie iemand gestuur om te kom vertel wat sy plan is nie. Maar as 'n mens die geskiedenis so gelees het, dan by naskoue, dan kom 'n mens agter, maar dit was altyd God se plan. Al het niemand dit geweet nie. Mense mag gedink het, hulle is besig met hulle planne. En kom ons vat 'n goeie voorbeeld. Die geboorte van Moses. In daardie tyd weet ons, was hulle slawe van die Egiptenare, omdat die Israeliete baie geword het en die farao bang geword het omdat hulle so groot volk word, het hy laat afvaardig dat al die Israel seentjies van 2 jaar en jonger om die lewe gebring moes word. Nou lees ons van 'n vrou, haar naam is Jochebed. Sy het 'n seentjie in die wêreld gebring. En lees ons daar in Eksodus, soos enige ma maar, was haar kind vir haar 'n pragtige seentjie. Maar toe steek sy hom vir 3 maande weg. Sy hierdie plan gaan nie verder werk nie. Toe maak sy 'n bietjie mandjie wat sy dig smeer en sy sit hierdie babietjie van 3 maande in die mandjie en sy gaan steek hom so half tussen die riete langs die Nylrivier weg. Moses se sussie, Miriam, lees ons, het net daar eenkant gestaan en kyk om te sien wat met die kind gebeur. Jochebed het nie daaraan gedink dat sy hierdie kind vir 2 jaar lank in 'n bietjie mandjie tussen die riete gaan wegsteek, of so dat jy dit in elk geval kan sien nie. Dink vir jouself. 'n Mens hoef nie eers 'n ma te wees om jou daarin te dink nie. Hoe gaan jy vir 2 jaar lank 'n babietjie van hierdie ouderdom vir 'n dag lank in 'n bietjie mandjie elke dag van sy lewe sit? Die kind gaan dit nie oorleef nie. So ons moet nie goed in die Bybel inlees wat daar nie staan nie. Sy het hom heel waarskynlik om ander redes in die mandjie gesit, daar tussen die riete. Heel waarskynlik het sy tot die besef gekom, haar planne is op. En heel waarskynlik het sy by haarself gereken, voordat die soldate haar kind uit haar arms uitkom ruk, gaan sy die kind maar in 'n mandjie daar op die Nylrivier sit.
dat hy maar liewer so doodgaan. Daar's geen aanduiding dat sy dit as 'n permanente oplossing gesien het nie. En dan staan daar, sy sussie het daar ver gestaan om te kyk wat gebeur. In die volgende oomblik, hoe toevallig stap die Egiptiese prinses met haar diensmeisies daar verby en onmiddellik sien hulle die bissiemaantjie. Hoe toevallig. En toe kom Miriam nader gehardloop en sê, toe sy hoor die prinses sê, maar sy wil die babietjie hê. Toe sê Miriam, maar sy ken 'n vrou wat die Israelitiese vrou wat die kind sal grootmaak. Dit was God se plan om dit nou menslikerwys te stel, toe Jochebed se planne op is, was God se plan nog nie op nie. Kom ons vat dieselfde geskiedenis as 'n ander voorbeeld. Soms het God vir iemand gesê wat sy plan of planne is. Hierdie selfde Moses loop by 'n brandende doringbos verby. Die bos brand nie uit nie. En dan is dit al die tyd God en God begin met hom te praat. En God sê vir Moses wat sy plan is. En dis om sy volk uit Egipte te verlos. Watter wonderlike nuus in dit na 400 jaar, en dan sien 'n mens ook eintlik hierdie trae-reaksie van Moses. Ja, ek kan nou eintlik nie praat nie, ek is te dit en te dat, kry tog iemand anderster. Hoe dit ook al sy, soms het God gesê wat sy planne is. En dan kon mense dit ook nie glo nie, want dit het vir hulle net na 'n te groot plan geklink. En so het God al vroeg met Abraham byvoorbeeld gepraat en vir Abraham mooi gesê wat God se plan is met Abraham se nageslag. Uiteindelik dat sy volk 'n seën vir die wêreld moes wees, soos wat ons later in die Bybel toe agterkom wat God bedoel het. Die Messias gaan uit Israel gebore word. God het sy profete gestuur om met die volk te praat en dan om vir die volk eintlik goed te sê wat hulle baie goed weet. Effektief het die profete vir die volk kom sê, julle oortree die eerste gebod van die wet. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Ons stap oor na ons skriflesing uit Josua. Hier in ons skrifgedeelte word vertel hoe dat God se plan met die volk Israel nadat hulle nou deur die woestyn gereis het, hoe dat God se plan nou in vervulling gegaan het. God het hulle die beloofde land ingelei en God het hulle, wat ons al 'n rukkie terug gesê het, van gevegskuns, wapens en al daardie goed niks gehad het nie. Maar God het hulle hierdie land laat inneem.
God se plan het in vervulling gegaan en almal is baie dankbaar totdat daar by die sin kon kom, die land kon toe rus van die oorlog. Baie mooi. Almal baie dankbaar. Maar daar's iets wat pla oor wat hier vir ons vertel word. En dit is naamlik hoe dat die brutaliteit van hierdie inname aan ons gespesifiseer word. Hoor net weer. Al die konings in die gebied is verslaan en doodgemaak. Hulle moes sonder genade uitgeroei word, uitgewis word. Die Enakiete is saam met hulle stede uitgeroei. Geen Enakiet het in Israel se gebied oorgebly nie, behalwe in Gaza-gat en Asdod is daar min of meer waar die Filistyne later sou gaan neskrop. Hoekom al hierdie gewelddadige woorde? 'n Mens sou tog eintlik maar 'n bietjie verwag dat om sinnelike redes die skrywer van Josua maar net kon sê dat die land toe ingeneem is volgens God se belofte en dat hy sy volk sou beskerm en so. Hoekom so in detail oor die brutaliteit? Daar's 'n rede. En vir daai rede moet ons terugblaai na Genesis 6 toe. In Genesis 6, dit is net voor die sondvloed. Lees ons in Genesis 6, in daardie tyd, net voor die sondvloed, was daar reuse op die aarde. En ook daarna, na die sondvloed, wanneer die hemelwesens na die dogters van die mense toegekom en kinders by hulle gehad het. Hulle was die sterk mense van die ou tyd, die manne van naam. Daar's 2 woorde as u wil in ons skrifgedeelte wat sê dit gaan hier oor 'n baie groter saak as net 'n land wat ingeneem word. Die een woord is Enak of die Enakiete en die ander woord is die Hermonberg. Wie's Enak of wie's die Enakiete? Dis die afstammelinge van daardie gevyf tussen die gode en die dogters van die mens. Dis wie hulle is. En oral waar Israel in die beloofde land gekom het, het hulle teen hierdie mense vasgeloop, hierdie reuse. Nie dat almal reuse was nie, maar hulle was wyd versprei. Onthou toe die verspieders destyds vir Moses kom sê het, nee, ons kan nie hierdie land ingaan nie, want daar's mense wat verskriklik groot is. Ons het in ons eie oë so sprinkane teenoor hulle gelyk en ja, ons was seker sprinkane in hulle oë. Praat van hierdie reuse. Hierdie reuse wat afstammelinge is van hierdie bose gode. En Hermonberg, dit was die algemene siening onder die heidene dat die gode, hulle het 'n ander waardering vir die gode wat afgekom het. Dis die plek waar die gode afgekom het en met die dogters van die mens getrou het. Wat gebeur hier?
Hier word vir ons vertel hoe dat God sonder genade, brutaal, die bose voor Israel uitgewis het. Uit liefde vir sy volk. Iets hiervan skemer in die boek Openbaring deur. Mense is vreeslik bang vir die boek Openbaring, want daar word in verskriklike tale vertel van die kosmiese apokaliptiese oorloë wat gaan plaasvind. Gelowige hoef nie bang te wees vir Openbaring nie. Dis die voltrekking van God se oordeel oor die bose, nie oor sy eie kinders nie. Die land is skoon gemaak van die bose. Daarom sê die wet vir Israel, geen ander gode nie. Punt. Nou blaai ons om na die Nuwe Testament toe, na die gedeelte wat algemeen bekend staan as die versoeking van Jesus Christus deur die duiwel. Met tyd is aanvaar dat die duiwel of die Satan soort van die aanvoerder van die gode is. En nou, en interessant begin die skrifgedeelte met die Heilige Gees het Jesus die woestyn ingeneem sodat die Satan hom kan versoek. Dis moet die woorde nie vergeet nie, maar goed. Die Satan of die duiwel weet baie goed wie Jesus Christus is. Weet baie goed is die seun van God. Reg deur die evangelie lees 'n mens ook dat van daardie bose geeste wat mense in beslag geneem het, gesê het, ons weet wie u is die seun van God. So toe die Satan na hom toe kom, het hy presies geweet wie dit is. Maar daar's een ding wat die Satan nie geweet het nie. Hy het nie geweet wat God se plan is met sy seun nie. En dis wat hy kom probeer uitvind het by Jesus Christus. Want heel waarskynlik het die Satan en die gode dit in gedagte. Hier kom die seun van God. Wat gaan hy doen? Hy gaan oorlog teen ons verklaar. Hy gaan oorlog aanstig oor die hele wêreld in al die koninkryke. En onthou self, daar was maar so 'n gedagte by sy disippels ook, dat hy gaan die wêreld kom oorwin. En dis hoekom die Satan vir hom kom sê, kniel net hier voor my. Hier waar niemand anders jou kan sien nie. Kniel net hier voor my en ek gee al hierdie koninkryke vir jou sonder hierdie vreeslike oorloë en veldslae. En Jesus Christus stuur hom weg. En die Satan weet nie wat God se plan is. En waar begin die bose toe uitbroei? Onder die wat Jesus Christus wil doodmaak. As die Satan dan nou nie weet wat God se plan is nie, dan moet die Satan
van die Seun van God ontslaa raak. Hy moet sterf. En toe begin hulle. En wat vertel die evangelie ons? Die evangelie vertel vir ons hoe die skrifgeleerdes en fariseërs in die Romeinse ryk uiteindelik die Seun van God aan die kruis toe doodgemaak het. Maar dit was toe al die tyd God se plan. Die bose het homself verwoes deur sy hand aan die lewe van die Seun van God te probeer slaan. Dit is God se plan vir die nuwe jaar. En elke dag wat voor lê, tot die laaste dag. En of ons dit nou sien en weet of nie sien en nie weet nie, die evangelie sê omtrent op 28 plekke die Nuwe Testament. God se geheim is aan ons bekend gemaak, die geheim wat die Satan nie geweet het nie. Hy het sy seun na hierdie wêreld gestuur om ons te kom verlos en red. Dit is God se plan. En deel van hierdie plan is, God is besig om met hierdie wêreld, hoe sleg en vrot hierdie wêreld ook lyk, om met hierdie wêreld te loop na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En daarom, broeder en suster, kan ek en u, gelowiges, kinders van die Here, kan ons maar ons plannetjies maak vir die nuwe jaar. Ons kan maar reise beplan, sake, transaksies, noem dit op. Want die liewe Vader het die lewe vir ons gegee, om dit te geniet. En as daar slegte dae oor ons kom, kan ons maar weet, daar's niks in die ganse skepping wat ons uit God se hande kan ruk nie. Ons kan maar die nuwe jaar maar met 'n vrolikheid aanpak. Net een saak. Geen ander gode nie. Amen. Gemeente, ons slotgesang is gesang 601, die eerste, derde en vierde strofe. God kom.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.